Goeiemôre julle. Kom ons sluit die oom oop ek net vir ons. Almagtige Hemelse God en Vader, Here, Heilige Gees, Jesus Christus. In hierdie oggend kom welkom ons U. Ons kom welkom U teenwoordigheid. Ons kom vra U om stil te sit by ons, langs ons te sit, Here, en ons hande kom vat in hierdie oggend. Om vir ons te kom sê wat U vir ons wil sê, wat op U hart is vir ons. Om U liefde vir ons te kom verduidelik. Om U vrede met ons te kom deel. En vir ons 'n toekoms te kom gee. Here God, Vader, Seun, Heilige Gees, wees saam met iedereen en elk vir ons. Lei ons, hou ons in die hand, maak ons aanvanklik. Vader, Seun, Heilige Gees, ons vra ook dat enige iets wat nie van U af is nie, Here, dat U dit hier sal verwyder, dat daar geen negativiteit sal wees, geen distraction sal wees, Here, wat ons aandag sal afhaal van wat U vir ons in hierdie oggend wil sê nie. Vader, Seun, Heilige Gees, ons open ons harte vir U. Ons wil graag luister wat U vir ons wil sê. Ons sê dit in Jesus naam. Amen. Julle eintlik het die band en Chantel klaar my preek vir julle gegee, soos julle mooi geluister het. Ek dink hy's 'n bietjie hard. Sien vir my so 'n bietjie kan drop. Ja, het klink, ja. Dan het julle klaar die preek. Jy is gekoop. Ek het so ruk terug, het ek 'n preek gedoen, toe het ek op die bord gesit, 1 + 1 is gelyk aan Jesus. Jesus is jou antwoord. Jy is gekoop. Jy is reeds gekoop. Jesus het dit reeds vir jou gedoen. Ons het, Chantel het gepraat van hoe daar 'n offer is en hoe Jesus actually hierdie perfekte offer vir ons is. Ek hardloop nou 'n bietjie vooruit. Ons gaan stilstaan vandag by die waarom, wanneer, hoe en wat dit vir jou beteken. Waarom moes Jesus vir jou sterf? Wanneer het hy vir jou gesterf? Hoe het hy vir jou gesterf en wat dit vir jou beteken? Dis eintlik regtig 4-5 preke in een, maar toe ek hou dit kort, moenie worry nie. Maar dit is belangrik dat ons eers die waarom weet, die wanneer weet en die hoe weet, voor ons kan weet wat dit vir my beteken. Voordat ek kan weet wat se impak dit op my lewe het. Nou julle, die waarom. Sonde breek verhouding met God. Sonde kom en hy kom vat dit wat God, die oorspronklike plan wat hy vir jou gehad het, en hy kom breek het. Hy kom steel jou tyd, hy kom steel jou gedagtes en hy kom vat weg dit wat God vir jou wil gee. Ons sien dit reeds in Genesis 3. O, yes, ek kort 'n bril. Ek weet nie waar is my. Hey, ek kan hom nie sien nie. Dankie julle, dankie. Nou kan ek julle ook sien. Julle lyk al nie te sleg vanoggend, hoor. Okay. Genesis 3 vers 9 tot 10 sê, But the Lord God called Adam and said to him, Where are you? He said, I heard the sound of you walking in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself. Adam en Eva, hulle hoor vir God loop. So dis tyd wat verloop, tyd wat verbygaan. Hulle het bang geword, tyd wat verloop, hulle tyd om dit oor na te dink, om te besef, maar iets is nie meer reg nie. Hulle tyd gehad om weg te kruip. Tyd verloop. Tyd verloop wat Satan kom en hy iets spesiaal wat God vir jou wil gee, kom steel. Tyd wat jy saam met God kon spandeer. Tyd wat God vir jou antwoorde kon gee vir omstandighede in jou lewe. Sonde maak ons bang om in God se teenwoordigheid te wees. Baie male is jy gesondig en direk daarna dan ervaar jy, maar dis verkeerd. Bely jy dit dadelik? Of voel jy te sleg oor wat in jou lewe aangaan op daai stadium om na God toe te gaan? En dan is ons soos Adam en Eva wat eerder vir God wegkryk in plaas van om na hom toe te gaan. Sonde veroorsaak dat ons wegkruip van God af. Kon hulle God nog hoor? Behold, I stand at the door and continually knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him.
restore him, and he with me. Adam en Eva het vir God gehoor, inteendeel hulle het hom gehoor, toe gaan kruip hulle weg. Die sonde veroorsaak dat ons begin om, ek wil amper vir julle sê, ons hoor God, maar ons herken dit nie. Ons sien wat God vir ons wys, maar ons hou ons blind. Ons herken dit, maar ons slaan nie ag daarop nie. Maar reeds hierso julle in Genesis 3 vers 15 kom sê God vir ons die volgende: ek stel vyandskap tussen jou en die vrou. Hy praat hier met die slang, tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Hoor hierso, haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. Wie is hierdie nageslag wat hulle hiervan praat? Wat vir Satan gaan vermorsel? Jesus. 1 plus 1 is gelyk aan Jesus. Jesus is al reeds in Genesis, het God al hierdie groot plan van om ons te kom herstel, to restore you, om die unieke plan wat hy vir jou lewe gehad het, weer te kom nuut maak. Satan mag dalk gedink het, ag, het ek nou ietsie gewen. Sy oorspronklike plan was, omdat ons en hy in 'n verhouding kan staan, en Satan het dit gelaik nie. Satan wil dit kom afbreek op enige manier moontlik. So dit is die eerste gedeelte. Die tweede ene, wanneer? Hoekom gebeur daar nou niks nie? Sy nou by. Die wanneer. God kom na jou toe jy nog 'n sondaar was. Ons is in sonde verval, in sonde gebore. Jy verdien die dood. Jy het eintlik nie die reg om te lewe as gevolg van hoe jy lewe, van hoe jy vol sonde is nie. Jy is verlore, maar gelukkig daag God op. Jy was vuil met sonde, God kom soek jou. God kom gee vir ons hierdie perfekte geskenk, genade. Hy kom gee sy seun Jesus Christus. Toe jy die helse vuur verdien het, bring hy vir Jesus. Toe jy in die modder was, verlore op jou eie missie soos die verlore seun, toe jy jou eie gedagtes gehardloop, jou eie denke gevolg het, kom God en hy gee vir jou die antwoord. Die vraag is, wat is die modder in jou lewe wat jou verhoed om na God toe terug te keer? Wat God se tyd kom steel, wat jou verhoed om oor te gee, te luister, te volg, te reageer op God. Om te hoor wie God is. Wie God is, tyd in die Bybel, spandeer tyd in die Bybel, gaan kyk wat God wil hê jy moet doen, wanneer hy wil hê jy moet doen, hoe jy dit moet doen. Ek en Chantel praat gister, dit was nou nie deel van die preek, dit is nou deel van die preek. Ons praat van Moses wat nie die beloofde land ingegaan het nie. En al was 'n situasie van hy moes op die klip kap, toe kom die water uit. Die tweede keer toe gaan klap hy weer op die klip, maar hierdie keer het God vir hom gesê, spreek met die klip. Maar hy het besluit, ag, die stok het nou mooi gewerk. So hy al was hy gehoorsaam, was hy ongehoorsaam. Hy het nog steeds gedoen wat God gesê het, maar die volgende keer het hy op sy manier gedoen. So ons moet stil raak by God, om te hoor wie God is vir ons, en dan moet ons reageer. Nie hoe ons dink, ons moet reageer. En Chantel het gesê, wat wit is wit, wat swart is swart. Ons moet ophou Christenskap speel. As jy sê jy's 'n Christen, time to stand up. Ophou wegkruip agter die wêreld, hoe die wêreld goed doen, maar die wêreld doen dit so. Maar dit is wat hy gedoen het, so hoekom kan ek dit nie doen nie? Jy staan in 'n verhouding met God, jy is verantwoordelik vir jou verhouding met God. Ja, ons is medegelowiges met mekaar optel en saam mekaar die pad stap, maar jy is verantwoordelik vir jou verhouding met God. Stand up. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was.
Toe jy nog vol sonde was, het Jesus vir jou gesterf. Sinner, Jesus died for you. Jesus sterf vir jou, punt. Toe jy nog vol sonde was, nou staan ons al in 'n verhouding met God, hoeveel te meer doen hy nie nou vir jou nie. Maar in ons slegheid, in ons eie wysheid, in ons eie daagse optredes, het Jesus nog steeds vir jou gesterf. Die hoe is ons gered? Deur Jesus wat vir jou gesterf het aan die kruis. Nou julle, ek is besig om 'n boek te lees van John Bevere, The King is Coming. Ek weet ek kan julle stuk eintlik vir julle voorlees. Hy bespreek die 10 ure voor Jesus 6 ure aan die kruis gehang het. Jesus was op 4 verskillende plekke. Hy was eers by die een plek, ek kan nou nie die plekke onthou nie. Was hy gemartel, toe hy weer gemartel, Hy is 4 keer letterlik gemartel. Toe het hulle hom eers geslat met die sweep, die 40 houe op die rug. En dit was plus minus 10 ure wat hy gevat het, wat hy net kon besluit het, God stuur die legioen engele, en hy hoef dit nie deur te gaan nie. Nie een keer het hy eers daaraan gedink, dat die engele hom moet kom help. Hy het aan die kruis gebly vir jou. Maar dit gaan nog verder. Ons lees in Jesaja, dat sy gesig misvormd was op so 'n manier, dat mense eers kon gesien het, hy is 'n mens nie. Ons het al baie kere Jesus films gekyk. Mense kan nog sien wie daai persoon is. Hulle sê sy gesig was misvormd. En ek wil net julle nie probeer uitgrous nie, ek wil net vir julle die realiteit laat besef, wat Jesus vir jou gedoen het. Hulle sê die 40 houe wat hy ontvang het, was so erg geweest, dat jou ruggraat, jou rugmurg, jou spine sigbaar was. Nou, ek het gister rugby gespeel, en ek het net gesien hoe 'n ou se vleis oopgekloof is. Nou, hoe moet dit lyk as 'n ou se ruggraat uitsteek? En luister gou, hy het dit gedoen vir jou. Die 40 houe wat hulle van praat, was nie wetlik, jy mag nog 40 gee, verby nie, hulle kan hom meer as 40 gegee het. In al hierdie kere plekke waar die mense hom gemartel het hulle hom gemartel, die ouens wat hom gemartel het, dat hulle moeg geraak het. Maar Jesus het gevat. Jesus het gevat vir jou. Ek lees verder, en ek het al baie goed van die Bybel gelees, en van die kruising gelees. Die een plek op waar hulle hom die spykers in sy liggaam ingeklap is een van die ek word nou eintlik die dokter hier, so hy sal nou vir julle mooi verduidelik het, is een van jou groot senuweepunte, wat as jy op daai punt iets pressure sit, is dit geweldige pyn, is een van die seerste plekke in jou liggaam. Nou wat gebeur is, jy is besig om te versmoor, soos jy wil asem hê, moet hy homself optrek, maar sodra hy hom optrek, dan ervaar hy daai immense pyn. Vir 6 ure het Jesus die pyn gevat. So ons staan al by 'n totaal van 16 ure wat Jesus vir jou gevat het, wat Jesus die pyn gedra het. Nou my vraag is julle, as Jesus als dit vir ons deurgegaan het, hoe kan jy dink, jy is nie goed genoeg nie? Hoe kan jy dink, dat sonde 'n hou vas op jou lewe moet hê? Hoe kan jy dink, dat niks so erg is soos jou probleem nie? Jesus het 16 ure gevat, vir jou. Ja, hy was God, maar vir hom, om die perfekte offer te wees, moes hy mens wees. Die prys is betaal, jy is gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Ons lees dit in 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Daar is die Engels ook vir die, wat Engels is, my Engels raak op die tyd so. Julle is gekoop. Nie 1 sent of 10 rand of 10 miljoen rand nie, maar deur die kosbare heilige bloed van Jesus Christus. Jesus se bloed wat jou kom skoon was, wat vir jou 'n toekoms kom gee. Jesus se bloed wat vir jou die lewe kom gee, wat vir jou kom asem gee. Ironies, Genesis 2 vers 7, God formed man from the dust of the ground and breathed life into him,
turning humble, natural material into a living, spiritual being. Die hartseer is jy is deur God gevorm. Jy behoort aan God. God moet jou kom terugkoop om jou syne te maak. Dit is reeds God se. Jy is reeds God se. Hy moet jou kom terugkoop. En hy doen dit. Ek meen, as ek wat myne is, as ek nou vir iemand geld begee om my bakkie terug te kry, nee wat, is my bakkie, hoekom wil ek nou iets doen? Maar God is bereid, dit wat reeds syne is, om daarvoor te betaal. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. In die Afrikaans staan daar, hy het sy laaste asem uitgeblaas. Die hoe? Jesus blaas sy laaste asem, Jesus sterf vir jou. Dis hoe belangrik jy vir God is. Dit is hoeveel God vir jou omgee. Hebreërs 9 vers 12 tot 15, met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie offers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Jesus Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Jesus, julle is die perfekte offer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredings wat onder die eerste verbod begin het, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Daar is gesondig, jy het gesondig, Adam en Eva het gesondig, ons sondig daagliks. Maar Jesus, die perfekte offer, Jesus wat ons innerlike kom verlos, was bereid om vir jou te sterf. Aanvanklik het hier gestaan die prys, maar my prys, Jesus se lewe. Jesus se lewe is die prys wat vir jou betaal is. Wat dit beteken dus, daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van oortredings wat onder die eerste verbod begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Jy kan dit wat Jesus vir jou, dit wat God vir jou in sy woord gee, te harte neem. Jy kan hoor dat God vir jou iets meer soek as wat jy in is. Jy kan soek na die beloofde land wat God jou beloof het. God sê verder in Psalm 103, as far as the east is from the west. Dit is hoe ver hy ons sondes verwyder. Nou as jy bietjie nou wetenskapelik wil raak, as jy op die Noordpool staan, enige rigting wat jy in kyk is suid. Maar as jy op die ewenaar kyk en jy kyk oos, dan bly jy oos kyk. Jy kan loop en loop, jy gaan nie by die ooste uitkom nie. Nou jy kan maar omdraai en dan kan jy wes begin loop, maar jy gaan heeltyd wes loop. Jy gaan nooit by die punt uitkom nie. En dis hoe ver God jou sondes van jou verwyder. En nou verder in die Bybel staan, hy dink ook nie weer aan nie. Dis die awesome God wat ons dien, julle. Ons kom en ons laat Satan toe om vir ons te kom sê, jy is vol sonde, dit is wie jy is, jy sal nie verander nie. Maar Jesus het alreeds, in Genesis het God die plan kom maak, waar hy gesê het, jy sal op die adder trap. Satan is reeds verslaan. Ons moet by 'n punt kom wat ons by God kom en besef dit wat hy vir my gedoen het. 1 + 1 is gelyk aan Jesus. Dat Jesus die antwoord is vir jou.
Ek vat vir julle saam in prentjies. Ek hou van prentjies. Jy koop 'n nuwe motor. Jy leen die geld by die bank. Aan wie behoort die kar? Die bank. So, maar wat doen jy? Jy kyk na die kar. Jy hou daai kar blink. Jy laat hom, jy was hom elke tweede dag as jy moet. As daar vuil goed op is, dan vee jy hom af, suig hom uit. Maar soos jou kar ouer word, doen jy dit nie meer nie. Ek weet nie, wel 'n laaste bakkie gewas nie. Maar jy gee aandag aan daai voertuig. En natuurlik, daai voertuig gaan net op sy eie beweeg nie, hy kort petrol. En julle, so kort ons in ons daaglikse lewens petrol. Ons moet by God se woord stilstaan en dit inneem wat hy vir ons wil sê. En net ek het 'n petrolkar en ek gooi diesel in nie. Ek moet sorg dat ek die regte brandstof ingooi. Dit wat ek insit, is wat ek gaan uitkry. As ek gaan petrol ingooi, gaan ek kan Kaap toe ry. As ek gaan diesel ingooi, ek is nou nie baie mechanic georiënteerd nie, maar ek dink jy gaan verder as die hoogtetjie buite kom nie, voor jou engine oppak en alles nie. So dit wat ons in ons lewens inbou, is wat ons gaan uitkry op die einde van die dag. En baie belangrik, jou voertuig moet gediens word. En dit is ons stilte tyd saam met God. Ons moet by hom kom hoor wat hy vir ons soek, wat hy in ons lewens soek, wat hy nie in ons lewens soek nie. En as hy dan met ons praat, en dit kom nou by die stukkie van wit en swart wat Chantel ook oor gepraat het. As Jesus vir jou sê, dis tyd om te laat gaan, moet jy laat gaan. As Jesus vir jou sê, dis tyd om te vergewe, is dit tyd om te vergewe. As Jesus vir jou sê, is tyd om op te staan, om dit of dit te gaan doen, is dit tyd om dit te gaan doen. Want anders te julle, beland ons langs die pad, gisterand, want ons volg ons eie kop. Want wat Jesus op die einde vir ons soek, is dat ons lekker kan see toe ry, dat ons daar langs die branders kan gaan, dat ons die lewe kan geniet. Want hy soek vir jou vrede, hy soek vir jou geluk, hy soek vir jou hierdie wow lewe wat jy net jou arms kan opstreek en die lewe kan geniet. Dit beteken wel nie, julle ongelukkig bly ons in Suid-Afrika met potholes. In Daniel se tyd, 'n aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel. Nou gaan daar 'n bietjie tyd verloop. Julle moet buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Daar gaan tye in jou lewe kom, waar daar potholes gaan kom, waar daar goed voor jou gaan kom, wat jy moet reageer, wat jy moet keuses maak, waar jy moet opstaan. En dit vat ons tyd terug na toe jy gediens is, toe jy gesorg het dat jou engine reg is, toe jy gesorg het dat jou wiele nog genoeg fret op het. Ek weet nie wat fret in Afrikaans is, maar gelukkig verstaan julle my taalgebruik. Waar jy seker gemaak het alles nog reg is, want dan kan jy 'n ingeligte besluit maak. Hierdie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het koning Nebukadneser geantwoord. Ons hoef nie hierop te antwoord nie. Hulle het nie geweet voor die tyd op hierdie stadium wat God se plan is nie. Hulle het reageer en wat God reeds vir hulle gedoen het. Ons het ons God vir wie ons dien. Dink net, as die versoeking voor jou kom staan, 'n Satan voor jou kom staan en hy wil daar by jou deurklop. En jy sê, ek dien God. Ongelukkig op daai stadium is die versoeking klop julle. Ek wil nie sê ons vergeet van God nie, ons kyk net in dit wat voor ons is. In die sonde wat, ongelukkig is die versoeking wat op ons pad kom aanloklik. En dis hoekom ons op daai stadium net op dit fokus, ons haal ons oë van God af. Maar die manne het op God vertrou. Hulle sê, hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit u mag. Selfs, hoor nou hierdie belangrike gedeelte, selfs al doen hy dit nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. God, hulle staan in geloof dat God hulle sal red, maar hulle is ook gelukkig met wat God gaan doen.
So in jou versoeking, in jou omstandighede, om geluk en rustigheid te vind, om te weet, daai sê ding van, jy is daar geplant groei. Wat ook al in daai spasie waar jy gegroei is, gebeur, om te vertrou, dat God die beste vir jou sal hê. Nou ongelukkig julle raak hierdie potholes baie keer in Suid-Afrika nog erger, omdat die koning se opdrag so streng was die oond so verskriklik warm, dat die manne wat Sadrag, Mesach en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. En ek is seker die 3 manne het gesien, die mense wat die vlamme warmer maak is dood. Ek meen, nou moet jy begin worry. Nou, hierdie is nou 'n realiteit, ek weet nou nie meer waar is God nie, die realiteit is nou hier voor jou. Toe die gouverneur-generaal, die gouverneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning nader kom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie. Dat hulle hare op hulle koppe nie eers geskroei was nie, en dat hulle klere niks markeer het nie. Jy kon nie eers ruik dat hulle in 'n vuur was nie. Wow. Jy kan nie eens ruik of sien dat Satan jou aangeval het nie, want God is by jou. God vat jou aan, God beskerm. En al gebeur dit, laat dit anders te uitwerk. Jy weet dat jou God is groter. Jy weet dat jy reeds gekoop is deur wat hy vir jou gedoen het. 1 Korintiërs staan daar, julle is gekoop, die prys is betaal. Paid in full. Daar is nie net 'n stukkie van jou lewe vir betaal nie. Daar is nie net vir sekere mense betaal nie. Paid in full. Ek vat saam, sonde het ons verhouding met God kom breek. Ons is in sonde, God maak 'n plan. Hy laat Jesus sterf as die perfekte offer vir jou sonde. God koop dit wat aan hom behoort terug. Dit beteken vir jou, jy behoort aan hom. Sy genade vir jou is genoeg. Al kom die wêreld op jou af, al is jy daai klein mannetjie op die prentjie agter daai en daai branders kom. Jy weet jou God het 'n antwoord. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Ek sluit af met hierdie liedjie, julle kan hom saam sing, julle kan hom luister. Ja, maak dit jou gebed. Julle kan staan. Children of
sluit vir ons af. Voor ek bid, Jesus kom weer. Jesus kom jou toe kom haal om vir ewig saam met hom te kan wees. Sluit die oë. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie dat U ons kom vrymaak. Dankie dat U die antwoord is vir ons probleme, ons kopsere, as ons nie antwoorde het nie. Dankie Hemelvader, dat U vir Jesus gestuur het. Dankie Jesus, dat U het op Uself geneem het en vir ons gesterf het. Help ons om ons nooit te vergeet dat U daar is. Dat U die koning van konings is wat ons hoog genoeg ag om verlief te wees. Dankie vir U liefde, dankie vir die omgee. Gaan ook saam met ons waar ons gaan vandag, seën ons in ons alledaagse lewens daar buite, laat ons sal leef vir U, dat ons U sal soek, laat ons antwoorde by U sal soek, dat ons as Satan sal opdaag, dat ons vir hom sal sê, ek dien die lewende God. Amen. Lekker dag, lekker naweek, lekker week, kom drink 'n koffietjie. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved